Groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus van Nasaret, die koning van alle konings. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. Ek was nou vir 'n paar weke maar siekerig gewees en kon nie lekker met julle gesels nie. Ek gaan vandag probeer om deur te druk. Hopelik oorval die hoes my nie. Maar ek wil net vir julle sê, ons dien 'n awesome God en hy's op die troon en hy's besig en dinge is besig om te gebeur en ons lewe in 'n moeilike tyd. Ek bring hierdie boodskap vir jou om jou te bemoedig en aan te moedig om uit te hou en aan te hou en deur te druk in hierdie moeilike tyd. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom na U toe vandag, Here, en ons wil vir U vra, praat met ons. Praat met ons, Here, praat met ons hart. Wat is dit wat U vir ons wil sê? Here, ek bid dat elke persoon wat na hierdie boodskap luister vandag, sal hoor wat dit is wat U vir hulle wil sê. Ons besef dat ons in moeilike tye lewe en om dan nog in hierdie tye te moet verander en te moet vernuwe is nie altyd maklik nie. Maar ons kan sê dankie Here dat U ons riglyne gee, dat U ons help en dat U ons wys wat om te doen. Vader, mag ons U behaag in alles wat ons doen. Ek glo dan hierdie boodskap is U hartklop vir U kinders vandag en daarom deel ek dit graag met hulle. O geopende ore van die verstand bid ek in Jesus naam. Amen en amen. Ja, geliefdes, ons lewe in 'n baie moeilike tyd. Ons lewe in 'n tyd waar ons so verskriklik baie verandering sien. Maar ons kan ook net sê dankie Here dat al hierdie dinge wat gebeur, dit is nie vir ons vreemd of asof ons dit nie verwag of asof ons nie weet wat kom nie. Want U het in Openbaring en dwars deur die Bybel ons voorberei op hierdie tyd, op tye soos vandag. En U het vir ons die toerusting gegee om deur hierdie moeilike tye te kom. En Vader, daarom bid ek vir elke liewe gesin, vir elke familie, vir almal, al die boeties en sissies, almal wat al ingekom het en die wat nog nie ingekom het nie. Here, dat hulle die dringendheid, Vader, van dit sal ervaar om hulle lewens reg te maak en gereed te wees as Jesus kom om ons te kom haal. Ek gaan vandag bietjie vir julle voorlees uit Efesiërs 4 vanaf vers 1. Ons gaan konsentreer daarop vers 16. Hierdie is wat Vader vir ons gee om ons te help om deur hierdie moeilike tye staande te bly. Hy sê in sy woord, hy sê hy vertraag nie die tyd so sommige dit vertraag in ag nie, maar hy wil nie dat enigiemand moet verlore gaan nie. Daarom is dit belangrik, geliefdes, dat elke liewe bietjie woord wat na jou toe kom, moet jy indrink, jy moet dit invat, jy moet dit inneem, jy moet dit opeet, jy moet dit jou eie maak, jy moet weet, dis God se hartklop vir jou, hy praat met jou, hy wil hê jy moet hoor wat hy sê. As ons nie tyd in ons woord gaan spandeer nie, gaan ons baie swaar kry in hierdie tye. Die Bybel is sy liefdesbrief aan ons. Ek sê altyd, dis soos ons GPS, dit help ons, dit lei ons, dit wys ons die pad. En daarom, geliefdes, wil ek ernstig vandag met jou praat. En ek wil graag hierdie gedeelte met jou deel. Soos ek gesê het, ons lees vanaf Efesiërs 4 vanaf vers 1. Ek vermaan julle dan, ek, die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping
waarmee julle geroep is. Efesiërs 4 vers 2, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van die vrede. Efesiërs 4 vers 4, dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader wat oor almal en deur en in almal is. Daai in is 'n entrance point. Dit is waar jy God toelaat om in jou hart in te kom, om jou lewe oor te neem. En jy gee God deur daai begeerte wat jy in jou hart kry om hom in jou hart in te neem. Deur dit gee jy God die reg om jou lewe te bestuur. God het die reg vandat ons gebore is, maar hy gee ons nog steeds die eie wil, die keuse om te besluit, wil ek God in my hart hê of wil ek nie? Wil ek my lewe vir hom gee of wil ek nie? Hy gee ons daai geleentheid om te besluit wie en wat ek in die Here wil wees. En as ons hom toelaat, dan kom die vernuwing, dan kom die verandering. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en die gawes aan die mense gegee. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus. Maar dit het hy opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste deelte van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, tot ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sal wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur bedriegery van die mens, deur sleeheid om lustig tot dwaling te bring. Geliefdes, hierdie is 'n baie belangrike versie, want so maklik hardloop ons van die een kerk na die ander kerk, die een pastoor na die ander pastoor, die een leerling na die ander leerling, want ons is soekend, ons is honger, ons is dors, ons wil meer en meer leer. Maar ons wat ons lewens vir die Here gegee het, vir jou gee hy 'n gees van openbaring, sodat jy sal weet wanneer iets reg of verkeerd is, wanneer jy iets moet inneem of liewers nie. Daarom sê ek vandag vir jou geliefdes, lees hierdie versie so 'n paar keer, sodat jy dit mooi verstaan. Ek lees hom weer, Efesiërs 4 vers 14, sodat ons nie meer kinders sal wees nie, wat soos golwe geslinger en weer gedryf word deur die wind, deur elke wind van lering, deur bedriegery van die mens, deur sleeheid om lustigheid tot dwaling te bring nie. Dit tot dwaling te bring, geliefdes. Daarom is dit belangrik dat ons baie tyd in die woord sal spandeer, dat ons vir Vader vra, dat hy sy openbaring aan ons sal gee, dat ons nie sommer na enige lering sal luister, of enige iets sal aanvaar en vat nie. En daarom is dit altyd belangrik om in gebed te wees, daarom is dit belangrik om tyd met Vader te spandeer.
Ons lees verder vers 15. Maar terwyl ons in die liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei, in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die liggaam goed saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning wat elke lid gee, volgens die werk van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy opbouing in liefde. Die groei van die liggaam bevorder vir sy opbouing in liefde. Daarom is dit ook belangrik, geliefdes, dat ons na ons liggame kyk, dat ons sorg dat dit goed is met ons liggame, dat dit wel gaan met ons liggame. Onthou, ons liggaam is die tempel van die Here en hy wil ons gebruik om so ander mense ook na hom toe te lei. En daarom is dit baie belangrik dat ons mooi na onsself kyk, want hy het hierdie liggaam aan ons toevertrou. Vers 17, dit sê, ek betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel, soos ander heidene ook wandel, in die dwaasheid van hulle gemoed nie. Geliefdes, so maklik die dwaasheid van ons gemoed, die dinge waarmee ons besig is, die dinge wat ons doen. So maklik praat ons hierdie dinge goed en die ou manier van hoe ons gelewe is maar reg. Dit is reg. Ons soek verskonings om aan te gaan en aan te hou leef soos wat ons nog die heeltyd geleef het. En wat hierdie vers eintlik vir ons sê is dat ons moenie wandel soos ander heidene nie. Ons moenie net aanhou op die dwaasheid van hulle gemoed nie. Ons moenie net aanhou leef soos wat ons geleef het nie. Ons moet bereid wees om te verander. Ons moet wil verander. En jy sal ook sien hoe meer jy die pad saam met Jesus stap, hoe nader jy aan hom kom. Hoe vinniger kom jy agter wanneer iets nie reg is nie. Hoe vinniger tel jy op wanneer iets nie reg is nie. En hoe makliker raak dit vir jou om klaar te maak met hierdie goed. Ek wil vir jou sê, soms voel dit vir 'n mens asof hierdie goed jou walg. Die slegte dinge, die goed wat jy nie meer moet doen nie, asof jy dit net nie meer wil doen nie. Jy voel in jou hart dat jy kry sommer dadelike afkeer in iets as dit nie reg is nie. En ek wil vir jou sê, luister vir daai stemmetjie. Luister vir die Heilige Gees wat met jou praat, wat binne in jou praat en jou waarsku teen hierdie goed. Dit is so belangrik. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God, wat deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle harte, so maklik draai mense van die Here af weg, omdat daai dinge wat jy graag wil doen of wat jy gewoond is aan doen, jy dit nog steeds wil doen, dan draai jy van die Here af en jy verhard jou hart en jy gaan aan met die goed wat jy nie moet doen nie. Jy doen nog steeds die dinge en in jou hart en jou verstand skop dit daarteen. Dit sê moenie dit doen nie. Moenie doen wat jy nou doen nie. Dit bedroef die Heilige Gees. Hou op daarmee. Maar jy as mens wil so graag nog steeds daai dinge doen. En jy kan nie, dit is taboe, dit is verby. Jy kan jou nie meer besig hou met die boosheid van hierdie wêreld nie. En daarom skop alles in jou teen dit. Moenie jou hart verhard nie. Wees so versigtig dat jy verkeerde keuses maak nie. Vers 19. Wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug allerhande onreinheid te bedryf. Ek lees weer. Wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsug alle onreinhede te bedryf. Julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens
moet aflê, wat deur die begeerlikhede van verleiding te gronde gegaan het. Ten gronde gaan, vers 23, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Dit is so wonderlik, geliefdes. Jy kan dit sommer duidelik sien in 'n persoon wat sy lewe regmaak met die Here, hoe hy verander. Jy sien dit in sy oë, jy sien dit in sy gesig, jy sien dit in sy hele houding. Alles wat hy doen, verander. Baie kere as 'n mens maar nog in die wêreld is en jy wil nog in die wêreld wees, hierdie verandering wat jy sien in iemand irriteer jou. Jy hou nie daarvan nie. Jy hou nie daarvan, baie keer dan word daar gesê, nou skielik dweep hulle en hulle loop met die Bybel onder die arm en allerhande sulke goed word gesê van so 'n persoon wat sy lewe regmaak met die Here. Maar ek wil vir jou sê, as jy nog een van daai mense is wat toelaat dat dit jou irriteer, as iemand so verander en so pragtig raak en so begin 'n pad met die Here stap en hierdie honger en dors en opgewondenheid het en fokus op die Here, as dit jou nog irriteer, moet jy ernstig gaan retrospeksie van jou lewe neem en wonder, maar hoekom is ek dan nie so nie? Want dan is daar iets nog nie reg in jou lewe nie, dat hierdie mooiheid jou kan irriteer nie. Want dit is so, geliefdes, ons sien dit daagliks, ons weet dit gebeur, ons weet mense raak geïrriteerd met ander wat skielik begin ernstig die pad met God stap. Wees versigtig daarvoor om daai persoon nie te oordeel nie. En kyk na jouself en dink vir jouself, hoekom pla dit my? Hoekom irriteer dit my? Dis tyd dat jy jou gemoed ook moet vernuwe, dat jy ook moet regkom. Ek lees weer vers 23, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Efesiërs 4 vers 24, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, geliefdes, julle moet julleself beklee met die nuwe mens. Jy moet bereid wees om te verander. My liewe mens, ek sê vandag vir jou, as jy nie bereid is om te verander nie, as jy nie bereid is om te word soos die woord van God vir jou sê om te word nie, dan het jy nog nie ten volle jou lewe vir die Here gegee nie. Dan wil ek vir jou sê, kom by 'n Christelike gemeente uit. Kom by 'n ware kerk uit waar jy 'n verhouding met ander Christene kan hê, waar jy saam met ander Christene Bybelstudie kan doen, bietjie kan leer oor die Here, waar jy kan weet tyd spandeer saam met ander, waar daar vrae is wat jy vra, goed waaroor jy twyfel, dinge waaroor jy wonder. Daar sal altyd iemand wees wat jou sal help met dit. Altyd iemand wees wat 'n antwoord sal hê, wat weet wat om vir jou te sê. Daarom wil ek vandag vir jou sê, geliefdes, ons tyd is besig om baie vinnig uit te hardloop. Ons sien al die tekens van die tye. Ons sien die dinge wat gebeur in ons wêreld. En ons besef net, hierdie dinge is ernstig, hierdie dinge gebeur. Waar gaan ons heen gaan? Dis die een versie wat ons hierbo gelees het. Is jy 'n skepie wat net op die see lê en rondoffer, wat nie 'n anker het nie? Is Jesus Christus jou anker of is hy nie? Weet jy wie en wat jy in die Here is? Geliefdes, ons kan nie meer speel nie, ons kan nie meer kerk speel nie en ons kan nie meer tyd mors nie. Dit tyd geword dat ons ernstig raak oor die Here, dat ons ernstig raak oor dit wat hy
vir ons bepaal het. Dit wat die Here vir ons het. Die toekoms wat op ons wag is baie blink, maar die keuse moet gemaak word. Gaan ek my lewe verander? Wil ek my lewe verander? Geliefdes, ek kan net sê, ek is so dankbaar vir die Here. Ek is so dankbaar dat hy in my lewe ingekom het en kon sê, jy is my dogter en ek is lief vir jou en ek wil dinge vir jou verander. Ek wil vir jou sê, die tyd is nou. Daar's nie meer langer tyd verspil nie. Ek het dit al gesê en ek sê dit weer. Dis tyd dat ons regkom en begin besef wie en wat ons in Christus Jesus is. Dis tyd dat ons met ons geliefdes praat oor hierdie dinge. Ek meen, jy wil tog nie eendag daarbo staan en hulle sê vir jou, jy het hierdie goed geweet, hoekom het jy my nie gesê nie? Hoekom het jy my nie gehelp om nie die verkeerde besluite en keuses te neem nie? Hoekom het jy nie vir my gesê, daar's nie meer tyd nie, ons kan nie so speel nie? Daar gaan getuienis geroep word eendag as ons voor God staan, van die mense wat ons bereik het, die siele wat ons bereik het. En een en elkeen van ons het 'n roeping op ons lewe. Ons het dit hierbo gehoor. Elkeen van ons het 'n roeping. Efesiërs 4:21. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat deur begeerlikhede van verleiding ten gronde gaan. Geliefdes, ons kan maar net tot die Here bid en vra, Here, help my, lei my, wys my, Here, sodat ek die regte besluite en die regte keuses kan maak en dat ek ander kan bereik vir U. Jy weet, geliefde, as ek en jy net die dringendheid daarvan besef om ons lewens reg te maak met die Here. Hoorie wat sê ons in vers 12. Kom ons lees vers 11 weer. En hy het gegee sommige kom ons gaan terug 10 toe. Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bo kan die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommiges as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en ander as leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. So om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Ons almal het 'n roeping, ons almal het 'n werk, ons almal het iets wat ons vir die Here moet doen. Ons almal ken mense, ons het vriende, ons het familie. En dit is dalk net een van daai ouens of vrouens wat jy ken, wat 'n groot verskil kan maak in die koninkryk van die Here, wat kan uitgaan en hordes mense na die Here toe kan lei, want hulle ken mense en hulle kom op plekke waar ek en jy nie kom nie, maar ons kan hulle toerus, ons kan hulle leer en ons kan hulle help om dit te kan doen wat God vir hulle bepaal het om te doen. En daai duisende siele wat inkom tot redding. Wow, hoe wonderlik en amazing is dit net nie, dat ons geroep word om hierdie dinge te doen. Ons geroep word om hierdie mense toe te rus. Ons geroep word om hierdie mense te help, om mense na die Here toe te lei. Kan jy net vir jouself dink, geliefde, hoe wonderlik is dit vir God? Elke siel wat inkom, dit is so goed as wat jy ruk iemand uit die hel uit die kloue van Satan uit. Wanneer jy iemand lei
tot volle oorgawe deur jou voorbeeld, jou passie, jou opgewondenheid, jou fokus, dit wat jy vir die Here doen, staan jy 'n kans om 'n siel uit Satan se hande uit te ruk. Wow, geliefdes, dis wonderlik. Hoe amazing is dit dat ek en jy as nietige ou klein mensie die autoriteit van God af gekry het om hierdie dinge te kan doen, om so groot verandering in mense se lewens te bring. Geliefdes, ek wil julle vandag aanmoedig. Hou uit, hou vas, druk deur, gesels met Jesus, praat met hom, kry jou verhouding met hom reg, weet nou wie toe jy die hele tyd moet gaan. Leer jou geliefdes, leer jou mense, leer jou vriende, leer jou kollegas, leer so ver as wat hulle jou 'n kans gee om iets te sê, sê dit. En selfs al gee hulle jou ook nie 'n kans om iets te sê nie, sê dit. Jy het die autoriteit van God. Jy mag, dit is wat koninkryk van God beteken. Is daai autoriteit om uit te kan gaan en vir mense te gaan vertel, om vir mense te wys hoe goed God vir jou is. Geliefdes, ek wil julle regtig bemoedig. Hierdie is die hartklop van God. Ek glo dit is Vader wat deur my met jou praat vandag. En ek weet jy het gewag vir hierdie boodskap. Jy het gewag vir dit en ek wil vir jou sê jy is waardig, jy is geroep. Jy kan dit doen. Hierdie dinge wat ons dink ons moet hierdie geleerdheid en daardie geleerdheid hê. Geliefdes, dis net jou voorbeeld, jou liefde, jou hart vir God wat mense werklik kan oortuig om hulle lewens reg te maak. Daarom wil ek vandag vir jou sê, moenie langer terug staan nie. Kry jou moed bymekaar en doen dit. Ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Vader, ons dankie vir u hartklop wat vandag weer deurgekom het na ons toe. Vir u hartklop wat vandag weer met ons kom praat en sê, julle moet nou regmaak, die tyd is min. Jy kan nie in hierdie wêreld wil lewe soos jy nog altyd geleef het en verwagtinge gaan verander nie. Jy moet jou gemoed vernuwe. Dankie vir dit, Vader. Dankie dat u weer met ons praat, dat u hierdie goed vir ons sê en dat ons kan weet dis wat u wil hê. Vader, ek bid sodat elke persoon wat vandag na hierdie boodskap luister, hoor hoe u nou met hulle praat deur my, dat hulle u hartklop sal verstaan, dat hulle weet dit is vir u belangrik. Hierdie hele gedeelte Efesiërs 4 is vanaf u. Ons sê dankie Here vir Paulus wat ons hierdie goed kom leer en wat ons vertel en wat vir ons sê. Ek bid Vader dat elke persoon se hart oop sal wees en dat hulle hierdie lering vandag sal ernstig opneem. Ek bid dat u elke hoorder sal seën, Vader, dat u hulle sal behoed, bewaar, beskerm in hierdie wêreld, dat u vir hulle krag gee, dat u vir hulle blymoedigheid gee, dat u vir hulle voluit laat leef, soos wat u wil hê hulle moet leef. Vader, ek dank u vir elke persoon wat na hierdie boodskap luister, en ek bid, Here, laat hulle u hartklop nou voel klop in hulle harte. Hou hulle harte sag, Vader, of dat hulle sal kies om 'n sagte hart te hê, sodat u met hulle harte kan werk. Ek dank u daarvoor, Vader, in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Daar sy geliefdes, ek is pastoor Elsa Botha vanaf AGS Oase Gemeente in Witbank. Ek glo hierdie boodskap praat ook vandag met jou. My telefoonnommer is 066 273 0584. 066 273 0584. As jy graag bietjie met my wil gesels, is jy so welkom. God seën jou en gaan met jou deur die week wat voor lê.
Baie liefde. Shalom.